Ons dra die gordel van waarheid en die harnas van vryspraak en die skoene van bereidheid om die boodskap uit te dra. Ons dra as helm verlossing en die woord van God as swaard en vir altyd die geloofslig totdat Jesus ons kom haal. Goeiedag geliefdes. Hierdie week wil ek bietjie gesels saam met julle uit die woord uit oor wat om te doen en hoe dit is op die dag van onheil. Nou kan jy vra, wat is die dag van onheil? Waar kom ek daaraan? Julle sal vandag sien in Efesiërs 6, die gedeelte wat ons gaan lees, word daar gepraat van die dag van onheil. Kom ons sê eers maar net vir mekaar, wat is onheil? As jy die Griekse woordse definisie gaan kyk wat in die Bybel gebruik word vir onheil of die begrip van onreinheid, dan is dit enige iets wat moreel korrup is en veral aktief vyandig teenoor God se wil of plan of wese. So dit is, as ons praat van onheil, dan praat ons van die teenoorgestelde van goddelike goedheid. Vandag lees ons dan daaroor in Efesiërs 6 vers 10 tot 13. Verder nog dit, soek julle krag in die Here en sy groot mag. Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly, ondanks die listige aanslae van die duiwel. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose mag gees in die lig. Trek daarom die volle wapenrusting van wat God julle gee, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat julle die stryd tot die einde toegevoer het, nog op julle pos kan bly staan. Hoor hier praat hy van die dag van onheil. En vir die dag van onheil sê die woord hier baie duidelik dat ons toegerus is. Wat hierna volg, die wapenrusting van God, is so 'n gewilde teks en baie mense ken dit uit hulle koppe uit en ek het al baie preke hieroor gehoor en reekse self gehou en kinders word geleer van die volle wapenrusting van God. En waaroor gaan dit dan alles? Dit gaan alles oor die dag van onheil. Jy sien, wanneer die woord praat hier oor die dag van onheil, dan sê hy die dag van onheil is 'n gegewe. Dit sal daar wees. Maar dit sê ook, en dit is belangrik om te besef, dat dit is nie 'n bepaalde, 'n spesifieke dag waarop daar iets groots op een enkele oomblik op 'n datum gaan gebeur nie. Wanneer hier gepraat word van die dag van onheil, dan beteken dit enige dag waarop iets gebeur wat teen die goeie aard van God in is, teen die wil van God in is. En kom ons wees eerlik met mekaar, ons leef in die dae van onheil. So wat is in die eerste plek nodig op die dag of in die dae van onheil? Daardie dae wanneer die rampe jou tref. Daardie dae wat jy besef dat in hierdie wêreld is ons net vreemdelinge, ons is so ongemaklik met alles wat rondom ons gebeur. As die seer goed met jou gebeur, as jy aangeval word en getref word. Die woord sê eenvoudig, trek dan die volle wapenrusting van God aan. Gaan lees dit net weer, en dan sal jy besef, maar hierdie is alles dinge wat ons het. Iemand sê eendag vir my, jong, elke oggend as ek opstaan, dan trek ek die volle wapenrusting van God aan. Ek het net vir hulle gesê, hoekom trek jy dit ooit uit? Want daar is nie 'n spesifieke dag van onheil waarop alles afstuur nie. Elke dag is 'n stryd teen die bose geeste in die lig, teen die bose, want die Satan is die owerste van hierdie sondige wêreld. Elke dag het die potensiaal om 'n dag van onheil vir die kinders van God te wees. Maar elke dag het ons die potensiaal om te kies wat ons van daardie dag gaan doen. Die woord sê baie duidelik dat daar van ons verwag word om staande te bly. Wil jy staande bly in 'n absolute bose tyd waarin ons leef? 'n onheilige tyd waarin ons leef? Kom ons doen dan soos die woord sê. Ons staan op ons pos met al hierdie wonderlike wapenrusting wat God ons gee. Wat onheil jy ook al ervaar in jou dag, wat vir jou so seer maak, wat jy weet,
Dis onheilig, dis nie die wil van God nie. Dit kom nie uit die goeie, genadige, liefdevolle, regverdige hart van God nie. Staan dan net vas, geklee met die toerusting wat God jou gee. Shalom. Vind jou krag net in die Here, vra dit van hom dag na dag, en doen dit alles bidtend, deur die Gees van God tot krag. Wees waaksaam, bid gedurig, trek 'n wapenrusting aan, sodat jy soldaat vir Christus na verlorenes kan gaan. Ons dra die gordel van waarheid en die harnas van vryspraak, en die skoene van bereidheid om die boodskap uit te dra. Ons dra as helm verlossing en die woord van God as zwaard, en vir altyd die geloofsvrucht totdat Jesus ons kom haal. Ons dra die gordel van waarheid en die harnas van vryspraak, en die skoene van bereidheid om die boodskap uit te dra. Ons dra as helm verlossing en die woord van God as zwaard, en vir altyd die geloofsvrucht totdat Jesus